Goeiemôre Doxa Day Ferry Glen familie. Dis so 'n lekkerte om vandag saam met julle aanlyn te kuier. Ek wil jou herinner dat ons in hierdie tyd, soos wat die skole eintlik nooit opgehou het nie, ook nie opgehou het met bediening na ons kinders en ons tieners nie. So daar is Zooms vir al ons kinders as ook ons tieners, maar daar's ook spesiale online video's vir elke kind. 4 weke terug moes ons met julle deel dat ons vir die maand van Mei 22% onder begroting ingekry het. En ons het die Here saam vertrou vir 'n wonderwerk. Ons het die Here saam vertrou dat hy hierdie gemeente sal bemagtig om te doen waarvoor hy ons geroep het. En dit is om hierdie stad te impakteer na 'n plek waar God regeer. Ek wil vandag met jou die awesome nuus deel dat ons vir die maand van Junie 98% van ons inkomste behaal het. 98%. En ek wil jou eer vir jou getrouheid, vir jou geloof, vir jou gehoorsaamheid in die manier hoe jy gee. Miskien sit jy vandag daar en het jy nog nie 'n bydrae gemaak nie. Ek wil jou regtig nooi. Bid daaroor, trek jou familie bymekaar. Kom ons gee, kom ons dra by in geloof, in gehoorsaamheid, want hy is die een wat vir ons voorsien. Ek het 4 weke terug hierdie skrif gelees en ek kan vandag met soveel opwinding sê, dit is waarlik sy uitspraak en sy woord oor elkeen van ons. Hoor hierso. 2 Korintiërs 9 vers 8 in die Passion Translation sê, Yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, so that you will have more than enough of everything, every moment and in every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Ons gaan nou saam sing en die lied wat ons gaan sing se naam is Freedom en daar waar die gees van die Here is daar waarlik vryheid en mag ons na hierdie volheid van sy hart, mag ons dit beleef, nie net in ons finansies nie, maar ook in ons lewens en in ons verhouding met hom. Into
Prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yeah. When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. The Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Here, dankie vir u vryheid en u goedheid en laat ons daarin kan leef. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het vandag die voorreg om vir Alan Platt, die visionêre leier van Doxa Deo en die City Changers Movement aan die woord te hê. So ek wil jou nooi, maak vas jou safety belt, want hy gaan met ons kuier oor die konsep wat sien jy? Ek groet julle almal daar in Fairy Glen Campus. Waar ook al jy mag wees, dis 'n voorreg om vandag bietjie met jou te kan gesels uit die woord uit en spesifiek te praat oor hierdie gedagte van wat sien jy? Wat is die prente in jou gedagtes wanneer jy dink oor die toekoms? Ons noem dit baie keer visie. Dis die prente, die visie, die beeld wat jy het oor wat die toekoms vir jou inhou. Dit was Helen Keller, iemand wat met soveel gebrek deur die lewe moes gaan en sy was ook blind, wat eendag geantwoord het nadat iemand vir haar die vraag gevra het: Helen, wat kan erger wees as om blind gebore te word? En toe sê sy nadat sy so oomblik gedink het: ek dink daar's een ding erger as om blind gebore te word, en dit is om gebore te word met die vermoë om te sien, maar om te lewe sonder visie. Visie is die beeld, is die verwagting, die hoop wat daar in jou hart is ten opsigte van die toekoms. Jy weet, as jy oor die toekoms dink, dink jy in prente, en meeste van die tyd dink ons in prente. Julle storie vertel, ons is nou die dag, klim ek uit my kar uit, en toe ek uit die kar uit klim, toe is daar 'n hond. Maar dis 'n lelike hond. En dis 'n groot hond, en 'n aggressiewe hond, en die hond wil my byt. En ek besef toe, ek moet wegkom van die hond af, en ek begin toe hardloop, maar die hond jaag my. En ek besef toe, ek moet hoogte kry, en toe spring ek maar op iemand se kar. Nee, daar was nie 'n hond nie. Ek het ook nie gespring op iemand se kar nie. Maar hoor net wat het so pas gebeur. Ek het vir jou 'n konsep gegee. Ek het vir jou gesê, ek het uit die kar uit geklim, en daar was 'n hond. Jy het nie die letters HOND gesien nie, jy het 'n prent van 'n hond gesien. En as jy 'n hond het, het jy waarskynlik jou eie hond gesien, en toe sê ek vir jou, dis 'n lelike hond, en toe weet jy onmiddellik, dis nie jou hond nie. Ek het gesê, dis 'n groot hond, as jy 'n klein hondjie gesien het, het daai hond skielik gegroei. Ek het gesê, hy's aggressief, jy het gesien hoe hy my wil byt, en toe ek sê, hy het my gejaag, toe sien jy my hardloop met 'n hond wat my jaag. Wat het gebeur? Soos wat ek vir jou inligting gegee het, het ek die beeld,
die prente in jou gedagtes verander. So hier is die beginsel. As jy die verkeerde bron van inligting het, gaan jy die verkeerde prente in jou gedagte hê, en as jy die verkeerde prente in jou gedagtes het, gaan jy die verkeerde verwagting van die toekoms hê. Daarom is dit kernbelangrik dat ons sal hoor wat sê die Here wanneer ons dink oor die toekoms. Dit is so belangrik dat ons nie die omstandighede en die realiteite en die feite wat ons so baie mee gekonfronteer word, wat teespraak wil bring op baie van dit wat ons glo die Here wil sê in ons lewens. Jy weet, Abraham was 75 jaar oud, hy het 'n sekere verwagting gehad. Die Bybel sê, Abraham het teen hoop, op hoop geglo. Wat het gebeur? Daardie verwagting wat hy gehad het definisie gegee aan wat hy antisipeer vir die toekoms, maar toe praat God. En in daardie oomblik toe die Here praat, toe verander dit sy geantisipeerde verwagting en hy kry 'n nuwe hoop en hy begin teen daardie hoop op 'n nuwe hoop glo dat hy die vader sal wees van 'n groot nasie. En van daar af begin Abraham in alles wat hy sien, die hand van God sien, waar hy voorheen net die negatief gesien het. Jy weet, ons kondisioneer onsself om raak te sien of in die negatief of in die positief. Daar's eintlik 'n bepaalde fenomeen, 'n tipe sindroom wat gedokumenteer is. Hulle noem dit hierdie die Baader-Meinhof phenomenon. En hulle sê this phenomenon is actually a term for frequency illusion, a type of cognitive bias your mind creates. Met ander woorde, daar's 'n sekere ingesteldheid wat begin posvat in jou denke, en dan gee hulle 'n voorbeeld hiervan. Hulle sê, for example, when you buy a car, you start becoming more aware of cars with a similar make and model. Is dit nie so nie? Die oomblik as jy na 'n sekere tipe kar kyk om daai kar te koop, dan kom jy agter maar hier's baie meer van hulle op die pad as wat jy ooit gedink het. Hoekom? Want jy kondisioneer jou denke om bewus te word, om 'n sekere ingesteldheid te hê. En hier's waar dit vir ons baie belangrik raak, want as jy na al die omstandighede en dit wat besig is om te gebeur in die wêreld, in 2020 was net een van daai jare waar ons gekonfronteer word met soveel uitdagings op soveel vlakke. En dit is baie maklik dat ons fatalisties raak. Dat in ons ingesteldheid ons net dit sien wat negatief is. En ons begin glo dat, jy weet, die res van hierdie jaar gaan nog erger wees. En dit mag so wees dat daar in omstandighede nog slegte goed gaan gebeur. Maar dis binne daai konteks dat God met ons wil praat. Want alhoewel ons nie weet wat die toekoms inhou nie, weet ons wie hou die toekoms. Ek herinner my aan die ou liedjie wat ons gesing het baie jare terug, en die van julle wat nou 'n langer pad geloop het sal onthou. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone, because I know he holds the future, and life is worth the living just because I know he lives. Weet jy, in my eie gees en gemoed, in die midde van al hierdie geraas, is daar 'n stuk opgewondenheid in my hart, om te antisipeer dat die volgende seisoen ons iets van die hand van God, iets van God se betrokkenheid en werk
en impak in ons eie lewens, in ons bediening as Doxadejo en binne die konteks van die wêreld gaan sien. Ek wil julle herinner aan 'n verhaal in die skrif, opgeteken in 2 Konings 6, hoe God voorsien en 'n weermag van engele beskikbaar maak binne die konteks van die profeet Elisa en sy dienskneg wat bedreig word deur 'n geweldige leermag. Dit speel af in antieke Aram, wat nou Sirië is, en hulle was in 'n oorlog gewikkel met Israel, en die koning van Aram het begin woedend raak, omdat hy besef het dat daar was 'n profeet met die naam van Elisa, wat elke keer bewus geword het in die gees van hulle bewegings, en dit dan vir die koning van Israel gaan meedeel het, en dit het hom die inisiatief gegee om elke keer daarop te kan reageer. En hy besluit toe, dis tyd om Elisa uit die prentjie uit te haal. En hy stuur 'n magtige leermag. En hierdie leermag is net daar om Elisa en sy dienskneg te elimineer. Nou, lees gerus daai verhaal in 2 Konings 6, maar hier in vers 14 en 15, hoor wat sê die skrif. En so het hy dan daarheen, dis nou die koning van Aram, perde in strydwaans en 'n swaar leer gestuur, en hulle het die nag gekom en die stad omsingel. Dis nou waar Elisa is. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, hoor nou die woorde, ag my Heer, hoe sal ons maak? Jy weet net daai sin, weet ek al soveel keer die afgelope tyd gehoor. Ai, wat sal ons maak? Bewus dat jy omsingel is, bewus dat daar geen ontsnaproete is nie. Dit bring angs en vrees en onsekerheid en verwarring in soveel opsigte. En op hierdie stadium kan die dienskneg slegs net hierdie realiteit waarneem. Maar die storie gaan aan. En dis hier waar ons sien Elisa bid en vra die Here om iets te doen met sy dienskneg. Maar hy antwoord hom eers, hy sê vir hom in vers 16, hy antwoord en sê, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. Ek dink die dienskneg was seker baie verward, want hy het nie gedink as fout met sy oë nie. Hy het gedink, hy het redelike goeie sig, en hy kan actually sien, jy weet, hier's moeilikheid. En hier kom Elisa en hy bid, hy sê, Here, open sy oë. En dan sien ons, en die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Skielik word hierdie dienskneg bewus van 'n leermag wat hy glad nie gesien het in die natuurlike nie. Hy kry skielik die kapasiteit om in die geesdimensie in te sien. En hier is my gebed vir jou en gebed vir elke persoon in die Fairy Glen Campus, maar ook in die Doxadejo familie. Here, kom open ons oë. Open ons oë sodat ons werklik kan sien wat U mee besig is in die gees.
Jy weet, hierdie is nie volstruisdenke nie. Hierdie is nie waar ons probeer ignoreer wat die realiteite om ons is nie. Die feit is, God gee eers kans vir hierdie diensknegt om goed te sien wat die moeilikheid is. So ons kyk uit, ons sien wat die uitdagings is, maar dan kyk ons op. En dan sien ons die outeur van die uitspansel, die outeur van alle oorwinning, die outeur van ons lewens, die outeur van ons geloof, Jesus Christus, en waarmee hy besig is in die gees. Jy sien, wanneer jy dit sien, dan besef jy, hierdie is nie 'n tyd vir vrees nie. Hierdie is nie 'n tyd om angstig te wees nie. Hierdie is 'n tyd om bewus te word van waarmee is God besig. Wanneer ons sien, soos die Here wil hê ons moet sien, dan raak ons ook nie verstrengel in al die goed wat baie keer gekommunikeer word, selfs in die kerk, wat angs bring. Jy weet, al die conspiracy theories, al die goedjies wat ons baie keer tyd aangee om te probeer sin maak van die goed, bring baie keer net meer verwarring. Ons het nodig om te sien dat die God van die engel leerskare, hy wat werk, waar baie nie sien nie, ons het nodig om dit te sien. Jy weet, dis eintlik wat Paulus bid vir die gemeente in Efese. Maar Paulus aan hierdie gemeente skryf, dan sê hy, ek's bewus van julle geloof, ek's bewus van julle liefde, ek's bewus dat julle leef met hoop. Hy sê, nou dat ek dit weet, nou bid ek vir julle. Wat bid hy? Hoor wat sê hy? In Efesiërs 1 vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is in die liefde tot al die heiliges, hou ek nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Hoor mooi, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is. Paulus sê, hy sê, julle wat kinders van God is, my gebed vir julle, is dat julle oë verlig sal word. Dat julle sal sien. The Passion Translation say, I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination, flooding you with light until you experience the full revelation of the hope of His calling, of done that which He is calling you to. Revelation. Hierdie insig. Jy weet, baie keer sien ons te vlak. Julle weet dalk, die navorsing was gedoen oor watter speelgoed of speelding of speelietjie kinders oor die wêreld die meeste genot van put. En nadat hulle baie navorsing gedoen het, het hulle agtergekom, die een speelietjie wat kinders oor die wêreld die meeste genot gee, is was hy, das hy. As ek dit geweet het, het ek baie geld gespaar toe my kinders kleiner was. Baie meer net dit gespeel. Was hy, das hy. Weet jy, toe ek dit hoor, toe besef ek, dis eintlik hoe ons die evangelie en dit waarmee God met ons werk, kan benader. Die Here wil hê ons moet kyk en kyk en kyk totdat ons sien. Daai was hy, das hy. Daai openbaringsoomblik wat vreugde in jou lewe wakker maak, wat te midde van uitdaging jou iets laat sien.
Die Mirror Translation sê van daardie vers, hy sê, I asked the God of our Master Jesus, the God of our Master Jesus Christ, the God of glory, to make you intelligent and discerning in knowing Him personally. Word mooi, your eyes focused and clear, that you can see exactly what it is that He is calling you to do. Wow. Hy sê 'n volgende dimensie aan hierdie sien is nie net om te weet wat jy moet doen nie, maar om te verstaan wat God in jou sien. Hy sê en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Weer eens die Passion sê the wealth of God's glorious inheritance that He finds in us, His holy ones. Jy is God se trofee. Die Mirror sê, His treasure and glorious trophy of His inheritance. You are God's portion. You are the sum total of His assets and the measure of His wealth. Jy weet, jy word die skougronde van God se oorwinning in Christus. Jy's die trofee. Dit wat in jou lewe gebeur, is die bewys dat die kruis 'n sukses was. En God wil hê jy moet dit sien, jy moet begin verstaan sodat jy dit kan begin uitleef. Hy sê dit kan gebeur wanneer jy ontdek wat die uitnemende grootheid van sy krag is in ons wat glo. Dat jy sal verstaan, God werk sy vermoë in jou lewe. Jy sien, omdat jy weet dat daar waarde is in jou lewe en omdat God jou bemagtig om op 'n anderster manier te kan lewe. Hierdie openbaringsinsig is daai transformasiekrag wat jou vat van slagoffer na oorwinnaar. Die Engels sê from victim to victor. Ons vier dit vandag. Here, kom en openbaar U volheid, U krag, U heerlikheid, U roeping in ons lewens. Ek was eendag spreker by 'n gemeente waar die leier, so groot man, die pastoor van die gemeente, my in sy studeerkamer het en op die muur het hy een van daai driedimensionele goed wat jy so rukkie moet kyk sodat jy dit kan sien, die volle prentjie. En terwyl ek so na die prentjie kyk, toe bulder hy hier agter my. Do you see the eagle, brother? En ek kyk, ek besef Here help my, ek moet hierdie eagle sien en ek kyk en soos ek kyk, toe sien ek hierdie arend na vore kom. Ek wil jou uitdaag in die volgende tyd. Nie toelaat dat die verwarring van daai prent jou niks laat sien nie, net chaos laat sien nie. Do you see the eagle? Kan jy die arend sien? Laat toe dat God deur sy gees aan jou openbaar hierdie nuwe posisionering van jou eie lewe, van jou verwagting van die toekoms, van die verwagting van die campus en Doxa Deo en ons roeping wat God op ons geplaas het vir die toekoms in hierdie tyd. Ons gaan dit nou vier. En ons gaan dit vier deur die verbondsmaal. Hierdie verwysing wat ons het om erkenning te gee dat ons is ingesluit in 'n nuwe verwysing. En ek gee nou oor aan Etienne wat ons gaan fasiliteer om hierdie verbondsmaal te kan geniet. Die Here seën jou. Dankie Ellen vir 'n inspirerende woord en mag ek en jy waarlik sien wat hy sien en soos wat Jesus sien. En ons gaan nou saam nagmaal gebruik en ons het jou voorberei om vir jou nagmaal reg te kry, wat ook al jy in die hande kon kry.
Maar hoor hierdie skrifgedeelte in 1 Korintiërs 11 vers 24 tot 25 waar Jesus self die nagmaal instel. Hy sê hy het die brood geneem en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Sy gedagtenis. Doen dit tot my gedagtenis. Net so het hy die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my gedagtenis." Ons gaan nou saam die lied sing The Goodness of God en hierdie lied praat van sy goedheid wat ons navolg, sy goedheid wat deel is van ons lewens en die feit dat ek en jy in hierdie waarheid kan leef. Want terwyl ons hierdie sang gaan saam sing, wil ek jou nooi om nagmaal te gebruik daar waar jy is, saam met jou familie of net daar alleen. Spandeer tyd met die wete, laat sy goedheid my en jou anders laat sien. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness
Here, wat 'n voorreg om ons lewens neer te lê en saam met U hierdie pad te stap. Here, dankie dat U ons anders laat sien en dat U waarheid is en ons in hierdie waarheid kan leef. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jy het seker gewonder deur die loop van hierdie diens, waar sit Etienne? Wat gaan hier aan? Ek sit in ons aanddiens studio en ek wil jou nooi om vanaand deel te hê in ons aanddiens. Die aanddiens word live uitgesaai. Hier mag so 50 mense wees, so jy moet inskryf vir dit. Andersins skakel net in op YouTube en maak seker jy mis nie vanaand se woord en se diens nie. Ons begin volgende week met 'n reeks met die naam Waarheid. En ons gaan die waarheid ontmasker op verskeie vlakke. So deel solank hierdie diens met jou vriende en maak seker julle is almal aanlyn volgende week vir ons oggenddienste. Ek waardeer my vrou in hierdie tyd soveel meer want daar's soveel meer op haar bord en ek wil al die dames nooi na ons vroue aand die 3 Augustus. Daar's 'n internasionale spreker, so jy wil haar nie mis nie. Maar manne, bederf jou vrou, kyk na die kinders. Dit gaan aanlyn wees, so dis maklik. Sit die kinders in die bed en maak seker mamma kom by die vroue aand uit. Daar is verskeie bedieningsgeleenthede en ek wil jou nooi om saam met my te kyk na hierdie verskillende bedieningsgeleenthede en ek sien jou volgende week.